Liewe familie en vriende en geliefdes, baie welkom. Dankie dat julle vandag die tyd gemaak het om hier te wees op hierdie besonderse en baie moeilike dag om afskeid te neem van 'n kosbare siel. 'n Kosbare persoon, Tannie Myra Nel. Ek sê nou vir Chris in die kantoor, Chris, ek kan nie eers begin om die pyn te beskryf wat julle moet deurgaan nie. Ek kan nie eers myself indink die skielike afsterwe. Daar's nie woorde nie. Daar's regtig nie woorde nie. So van ons kant af, ons innige meegevoel en simpatie en weet asseblief dat julle is in ons harte, julle is ook in ons gebede. Maar ons kom by mekaar met hartseer, want onverwags moes ons totsiens sê vir 'n fenominale persoon, regtig fenominale persoon, wat vir meer as 80 jaar lank deel was van ons lewens, ons familie, ons herinneringe. Maar ons kom ook met diep dankbaarheid, want Tannie Myra het ook diep merke gelos in ons lewenskap. Sy het so 'n merkwaardige nalatenskap agtergelaat van liefde, geloof, getrouheid. En daarom wil ek julle almal uitnooi vandag om saam te onthou, saam te huil, saam te glimlag, saam te getuig en saam te bid. Hierdie diens is nie net 'n afskeidsdiens nie, dit is 'n viering van 'n uitnemende en besonderse lewe wat geleef is. So mag hierdie tyd saam 'n plek wees van troos, mag julle hier rus vind in die teenwoordigheid van God, en mag ons almal vandag bemoedig word deur die belofte wat hy vir ons gee in Romeine 8, geen dood of lewe, niks in hierdie skepping kan ons skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus ons Here nie. Mag die Here naby wees aan julle as familie, en mag hy naby aan julle wees, almal wat vandag hier ook teenwoordig is. So kom ons sit net so, en dan sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met swaar harte en oë vol trane. Ons staan in die skadu van verlies, en tog weet ons dat U lig wat skyn selfs in die donkerste oomblikke. U is die God van troos, die Vader van barmhartigheid, en by U vind ons skuiling, net by U. Dankie Here dat ons vandag in U teenwoordigheid mag wees, nie alleen nie verlate nie, maar omvou deur die liefde wat sterker is as die dood. U woord herinner ons dat daar is absoluut niks wat ons van die liefde kan skei nie, nie die dood nie, nie die lewe nie, nie teenswoordige of toekomstige dinge nie, nie hoogte of diepe nie. En daardie belofte vind ons rus vandag. Dankie vir die lewe van Tannie Myra Nel, 'n getroue vrou, 'n moeder, 'n ouma, 'n vriendin, 'n kind van U. U het haar gevorm, geken, liefgehad nog voor sy haar eerste asem gehaal het in hierdie wêreld. U was met haar deur elke seisoen van haar lewe, in vreugdevolle oomblikke, in hartseer tye, in gesondheid en die tye van pyn. U was daar. Ons dankie vir haar liefde wat wyd en breed uitgestraal het uit haar lewe uit. Ons dankie vir haar groot geloof, haar sagte woorde en haar toewyding. Ons dankie vir die maniere waarop sy vir ons 'n beeld van U liefde geword het. As ek net dink aan die woorde wat sy al met my gedeel het, daardie liefde van U wat weerspieël het in haar lewe. En nou Here, bring ons pyn, ons bring ons vrae, ons bring ons stille snikke na U toe. Ons bid dat die Gees, die groot trooster, ons harte sal omvou met vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid vir elke geliefde hier vandag, vir haar kinders, haar kleinkinders, haar agterkleinkinders, vir haar familie, vir vriende wat soos familie geword het, vir elkeen wat saam met haar geleef het, gelag het en gebid het en gehuil het. Geef vir hulle die krag om deur hierdie tyd te beweeg met hoop, die moed om te rou sonder skaamte, en die geloof om te glo dat U goedheid groter is as enige verlies. Here, ons nooi in hierdie spasie in, spreek tot ons deur die woord, bring herinneringe, heiling en hoop. En laat hierdie hele gedenkdiens van Tannie Myra 'n getuienis wees van U getrouheid, van U goedheid, van U liefde, van begin tot einde. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen.
Familie en vriende, ons gaan nou staande saam sing tot een van, ek weet, dit was een van haar gunsteling liedere gewees, veral in die senior bijeenkomste, en dit was die oorwinningslied. So kom ons staan en kom ons sing saam hierdie oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Julle mag maar julle sitplekke inneem. Liewe familie en vriende en geliefdes van Tannie Mayra, ons kom vandag by mekaar met 'n mengsel van hartseer, maar ook van dankbaarheid. Ook van dankbaarheid. Ons harte is seer omdat iemand kosbaar, liefdevol en bekend aan ons skielik nie fisies meer hier is nie. En ja, ons hartseer is werklik, want Tannie Mayra het vir meer as 80 jaar lank 'n fondament in julle familie gespeel, in hierdie gemeenskap en selfs in hierdie wêreld. Ek meen 5 kinders, 9 kleinkinders, 7 agterkleinkinders. Dit is wat 'n mens noem geseënde lewe, 'n geseënde lewe. Maar ons kom ook vandag met dankbaarheid. Dankbaarheid oor elke herinnering. Dankbaar vir elke sagte woord. En dankbaar vir 'n lewe wat getuig het van geloof, liefde en standvastigheid. Geloof, liefde en standvastigheid. 'n Lewe wat 'n sagte getuienis was. Nie almal preek met 'n mikrofoon nie. Nie almal preek met 'n mikrofoon nie. Party mense preek met hulle lewe.
En Tannie Myra was een van daardie mense gewees, wat met haar lewe gepreek het. Tannie Myra was so vol van geloof gewees, so vol van die Here, dat dit uitgestraal het, waar ook al sy gegaan het. Ek sê in die week, sê ek vir van die mense, ek ken al so by die 12 jaar nou, ek het nie een keer, ek kan nie een oomblik onthou, waar daar 'n skewe woord uit haar uitgekom het nie. Maar elke woord wat ek kan onthou, wat uit haar mond uitgekom het, was liefde, was geloof, was hoop, en was gebede gewees. Haar geloof was nie opgeblaas nie, dit was werklik, dit was eg, dit was konsekwent, dit was intiem gewees, en dit was deurlopend uitgeleef. Sy het dikwels vir haar hier in die Bybelstudie op Woensdae, het sy vir haar kinders gebid, vir haar kleinkinders, vir haar agterkleinkinders, vir haar vriende, en selfs baie keer vir haar eie gemeentefamilie. Wanneer iets verkeerd gegaan het, was haar eerste reaksie gewees, ons moet daaroor bid. En as sy dit nie gesê het, maar vir 'n feit weet, sy het dit gedoen. Sy het gebid. Spreuke 31 som vir my Tannie Myra se lewe so op. Som eintlik haar as individu so op, en ek wil dit graag deel met julle vanmiddag. Alles aan haar spreek van 'n sterk en 'n edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Spreuke 31 vers 25. Tannie Myra was nie net 'n ma, 'n ouma groot, 'n familielid, 'n vriendin nie. Sy was 'n stille ankerpunt vir baie mense gelewe. Baie mense se lewens. Maar ons troos lê vanmiddag in Romeine 8. In ons pyn vandag hoor ons die woorde van Paulus wat hy sê, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus. Dis 'n rotskraag belofte. Dis 'n belofte wat hy vir ons gee, wat ons op ons harte kan plaas. En dit was verseker die belofte wat Tannie Myra saam met haar gedra het. Niks sal haar kan skei van die liefde van God nie. Versekerde waarheid, waaraan Tannie Myra haar hele lewe aan vasgehou het. Wanneer ons geliefdes verloor, is dit baie maklik om verlore te voel. Maar God sê, nie eers die dood sal julle kan skei van my liefde af nie. Nie eers die dood nie. Dis die liefde wat Tannie Myra geken het. Dis die liefde wat haar nou omvou in die heerlikheid van God. Maar daar's 'n paar ander verse wat eintlik saam met Romeine 8 kom. Dis soos 'n koor van troos wat hy vir ons gee. Eerste een is Johannes 11 vers 25 tot 26. Jesus sê by Lazarus se graf, hy sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy, glo jy dit? Glo jy dit? Hierdie belofte geld vir Tannie Myra ook. Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Tannie Myra se afsterwe was nie net 'n gebeurtenis gewees nie. Dit was 'n kosbare oorgang. Dit was 'n kosbare oorgang tot haar ewige tuiste. Jy sien familie, ek en jy kan amen sê daarop en ons kan dit verklaar en ons kan saamstem omdat ons weet dat die angel van die dood is verwyder. Dat daar is nie meer so iets soos die aaklige dood nie. Daar is lewe. Dis waarvoor Jesus gekom het. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle oorvloedig dit kan hê. Familie en vriende, ons tyd hier op aarde is maar 'n ou klein gedeelte. 'n baie klein gedeelte van dit wat God vir ons beplan. 'n ewige lewe. Tannie Myra het met daai fokus gelewe. Elke keer as ek met haar gepraat het, elke woord wat sy met my ook gedeel het, sy het geweet dat hierdie tyd op aarde is ook 'n klein gedeelte in vergelyking met dit wat God beplan. Die hier en nou. Dit is wat Jesus vir my en vir jou bied, 'n lewe van oorvloed.
Dis wat 'n mens noem genade onbeskryflik groot. Dieselfde Here wat aan die Maira geken het, wat haar by die naam geroep het, nog voordat hy die wêreld haar geken het. Nog voordat haar ma geweet het van haar. Dieselfde Here wat haar geroep het en gesê het, jy's myne. Dieselfde Here was in daardie laaste oomblik ook teenwoordig. Toe sy haar laaste asem uitgeblaas het, het hy gesê, ek het vir jou plek voorberei en ek roep jou nou huis toe. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar net 'n tent is, afgebreek word, ons het 'n vaste gebou in die hemel. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Sy het haar tentwoning hier op aarde verlaat, maar sy het ingetrek in haar ewige woning. In haar ewige woning. Billy Graham, die bekende spreker, het gesê, vir die gelowige is die dood nie die einde nie, maar 'n deur na 'n beter wêreld. Die oomblik toe sy haar asem uitgeblaas het, het sy gegaan na daardie beter wêreld, die ewigheid saam met die Here. Elizabeth Elliot, wie se lewe gekenmerk is deur verlies en geloof, het geskryf, die dood is nie die vernietiging van betekenis nie, maar die vervulling daarvan in Christus. Wat 'n perspektief, wat 'n sienswyse, dat die einde van hierdie lewe nie sinneloosheid bring nie, maar betekenis, vervulling in God se teenwoordigheid, dat dit iets beteken, dat dit kosbaar is vir die Here. Maar vandag, in hierdie oomblik, rou ons met hoop. Ons gaan haar mis. Die sitplek by die tafel gaan leeg wees. Die stem aan die telefoon gaan nie daar wees nie. Die geur van haar kos, haar sagte aanraking, daardie bemoedigende woorde en gebede wat net sy kan gee. Hierdie dinge los leeplekke. Dit los leemte in ons lewens. Maar Paulus herinner ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13, hy sê, ons wil hê julle moet nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hy sê, ek wil hê jy moet treur met hoop. Dat daar waar sy nou is, dat hierdie nie 'n finale totiens is nie. Hierdie is nie 'n finale afskeid nie. Dit is 'n tot weersiens, want daar sal 'n dag wees wat ons saam met haar en baie van ons ander geliefdes verenig sal word. Ons treur met hoop en ons weet sy leef nou in die teenwoordigheid van haar verlosser, die koning van haar lewe. Wat sou Tannie Maida wou hê ons moet vandag hoor? Ek het myself die vraag afgevra terwyl ek voorberei het. Ek glo sy sou sê, hou vas aan Jesus. Wees goed vir mekaar. Wees goed vir mekaar. En weet dat jy is nooit sonder sy liefde nie. Laat ons haar nalatenskap eer, nie net deur om oor haar te praat en die mooi herinneringe te deel nie, maar deur soos sy te leef. Gefokus en 'n hart vir die Here. Met geloof, met liefde en met 'n hart wat elke dag aan God toevertrou word. Tannie Maira, ons sê dankie vir jou lewe, vir jou voorbeeld. Dankie vir jou geloof, wat jy so intiem geleef het. 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8, sê Paulus die woorde. Hy sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het die gelowig enduit volgehou, en nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Jy het nou die wedloop uitnemendheid voltooi. Jy het die geloof behou, en jy rus nou in die arms van die Here. En dan gee die Here vir ons hierdie skrifgedeelte. Hy sê die Here is na aan almal wat gebroke harte het, wie se gees verpletter is, verlos hy. Mag ons almal daarin nabyheid van God vandag voel, en mag ons besef dat daar waar sy nou is, en die perfekte teenwoordigheid van die Here, is daar geen pyn nie, daar's geen vrees nie, daar's net perfekte harmonie in die teenwoordigheid van haar verlosser en saligmaker,
ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou 'n lied saam sing, omdat hy leef sien 'n kans vir môre. En dit was verseker een van Tannie Maira se gunsteling liedere gewees. Sy het elke dag het sy eintlik hierdie woorde by geleef, nie net deur om te sê nie, maar deur haar dade. Omdat hy leef sien 'n kans vir môre. Omdat hy leef sien 'n kans vir môre se uitdagings. Omdat hy leef sien 'n kans vir môre se see. Omdat hy leef sien 'n kans vir enigiets wat na my kan toe kom. So kom ons staan en kom ons sing hierdie lied saam. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Baie dankie, jy mag hier sitplekke neem. Ek wil graag hierdie brief lees van Tannie Maira se broer, wat hom geskryf het. Liefste Sonja en familie, ons innige meegevoel met die heengaan van julle ma. Ons harte is so seer en kan nie eens dink wat julle alles nou deurgaan nie. Ons bid dat julle God se vertroosting sal ervaar, hy julle trane sal afdroog en julle sal vashou. Baie sterkte met die reëlings en die formaliteite, ons is hier vir jou, met baie omgee en liefde van Tannie Susara, oom Eddie en dogters Sylvia en Sharon. Jy moet ook asseblief, ek het hom klaar gelees, dankie. Oom Chris, kan ek namens oom lees? Sal lees. Wow. Vir my, die lewe is 'n marathon. 'n Marathon wat jy nie voor kan oefen nie. Daar is nie oefeninge vir hierdie marathon van die lewe nie. Al wat ons weet uit hierdie beginpunt, daar waar ons gebore word, is die beginpunt. Dan kom ons, die eindpunt weet ons nie waar is hy nie. Ons verstaan hom nie. Ons weet wel van die halfpadmerk. Daai halfpadmerk is wanneer God die dag besluit, ek kom nou vir jou vat. Jy is halfpad, eintlik nie halfpad nie, jy is 3/4 van dit wat daar kom vir jou, is beter as enige iets. Ons kan nie dankie sê dat God vir ons 'n padkaart gegee het, die Bybel, die dominee, en weet julle wat, jou ouers is jou padkaart, na die einde toe, en dan, met daai padkaart wat my ma gevolg het sy soms Monopoly verby die begin gegaan. Sy het nie nodig gehad om te gaan kyk in die boek van die lewe nie.
Want sy het geweet, haar naam is daar. Sy hoef nie daar te gestop het nie. Sy is verby. Die anker van ons lewe, ons gesin, is van ons weggeneem. My ma, sterk, trots, slim, deftig. Dis hoe ons moet haar onthou. Daai dame wat altyd soos 'n dame opgetree het. En hier kom die moeilike gedeelte. My ma se lewenslus was aansteeklik vir almal van ons. Jy het dit gesien, omdat sy by my gebly het, kon jy dit sien. Soveel mense, my ma het baie mense se lewens aangeraak. Nie een nie, baie. Ek het haar nog nooit negatief gesien nie. En as hy iets negatief was, het sy dit gevat, en sy het dit omgedraai na iets positiefs toe. Dis my ma gewees. Nooit het my ma enigsins nooit iemand geoordeel nie, of veroordeel nie. Dit was nie sy nie, dit is nie wat sy gedoen het nie. Dit maak nie saak wie jy was, of wie arm, ryk, mooi, lelik. Daai was nie daar nie. Wat sy vir jou gekyk het sy net een ding gesien, en dit is die goeie deel van jou, al was jy 95% sleg, het sy daai 5% van goeie dinge het sy in jou gesien. Dis wat sy gesien het. Met al ons foute, onthou net 5 kinders, die ou mense het dit balhoora genoem, en ons was stout. Kyk, moenie 'n fout maak nie, ons was stout. Die ou mense het geglo aan die hoekie. Ek het my hoekie gehad. Nou. Sy het ons nog steeds onverwaarlik lief gehad. Tot aan die einde. Ek is jammer dat ons baie keer van my hartseer gemaak het. Maar omdat sy ons nooit veroordeel het nie, nog terwyl ons hartseer maak, weet ek in my hart dat sy ons vergewe het. Dat dit klaar is. My ma het nooit geglo daaraan dat jy teruggaan, dat iets vir haar gebeur het nie. Dit is verby, dit is oor. Dit is iets in die verlede. En dan staan ek in my gesin. En ons vra net hierdie vraag. Hoe gaan ons sonder ons anker klaarkom? Waar is ons anker? Want sy was net ons anker gewees. En ek glo, mense wat hom geken het, sal soms die man ek hier gesê het. Onthou net een ding, julle, God sien ons raak. Hy sien ons is hartseer. Hy sien, soos 'n anker moet ons maar skuif. Ons anker moet skuif. En onthou, God gaan vir ons nooit iets gee, wat jy nie kan hanteer nie. Hy sal vir jou nie 'n las gee, wat jy nie kan hanteer nie. Bedankings is 'n baie moeilike ding. Ek is in die einde van hierdie deel. En ek dink die dominee sal die bedankings vir ons doen. Of Chasey. Kom staan so lank hier by my. Om bedankings te doen is een van die moeilike dinge. Jy gaan iemand uitlos. Maar hoor my vanoggend. Dink as dit vir jou was nie, dan weet ek nie. My dogters, wow, julle is net great. Julle is net great. Anton,
Wat kan ek sê? Ek is lief vir julle en ek waardeer dit wat julle vir my doen. Ek waardeer elkeen wat hier is vanoggend. Ek hoop dat my ma julle lewens ook aangeraak het. Dankie. Dankie Chris, dankie vir daai veelende woorde aan jou ma. Ons gaan haar almal mis. Ek wil begin om die Hemelse Vader te bedank vir Tannie Mayra, ons ouma, ons ma, wat van ons vir 80 jaar geleen is. Ek dink ons moet ook begin om die Nuwenslewens Gesinskerk te bedank om hierdie geleentheid vir ons te hou. Baie dankie Dominee Andrei. Dankie Dominee Rudy. Dankie ook vir julle huisbesoek aan Christelle. Dit word hoogs op prys gestel. Die seniorgroep vir hulle vriendskap, die liefde en omgee vir ons moeder. Ek wil ook vir hulle dankie sê. Ek dink in die laaste tyd, die senior mense wat daar agter sit, baie dankie vir julle. Ek dink, sy dit baie waardeer, die tyd saam met julle, baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook net vir ER24, baie dankie sê, ek weet hulle is nie hierso vandag nie, hulle was die mense wat gerespond het in die tyd van nood. Ook vir daai mense, wat elke dag, ons sien hulle op die pad, maar ek sê vir julle die tyd wat julle nodig het, en hulle respond, dis al waarna in wie se oë jy kan kyk. Baie dankie ook vir daai mense. Dan ook vir Mosaïek begrafnisondernemer, ek weet, dis ongelukkig in Mams en Toutie, vir hulle wil ek ook dankie sê, vir al die verrassingsreëlings, en ook wat hulle kyk na haar liggaam, en seker maak, die laaste tyd kyk hulle mooi na, en laat hulle ook die verrassing vir ons sal doen. En dan ook vir Ina, ek is seker Ina is iemand wat daar agter in die hoekie sit. Ek wil ook vir haar net baie dankie sê. Dankie vir al die reëlings. Weereens as familie en vriende, waardeer ons dit. Ek weet daar gaan baie werk in die agtergrond, en dis ook ons net vir jou ook baie dankie wil sê. Dan ook aan al die vriende, die bure, familie, die kerk, ook vir al die eetgoedjies wat gedurende die week na die huise toe gebring is. Ek sien Chris het 'n paar kilogram opgetel. So baie dankie ook daarvoor. Dan ook dankie vir elke mens wat so ver gekom het. Ek weet dis mense wat van die Kaap af is. Dankie ook vir julle. Ek weet dis ook nie maklik altyd om so kort tyd hier so uit te kom nie, maar baie dankie ook. Ek wil niemand regtig uitsonder nie, maar baie dankie vir almal van julle wat hier so is. Dan wil ek ten laaste net sê vir ouma Mayra, ek dink hierdie is die afskeid wat sy wou gehad het. Ek dink as sy vandag uit die hemel uit afkyk op ons, sê sy dankie aan elkeen van julle wat hier so is. Baie dankie. Baie dankie. Nou, dit is vir 'n herder is dit baie makliker om iemand te begrawe en sy diens te doen wat sy lewe reg is. En as ek net 'n woord kan sê van Tannie Mayra, ek onthou van dag 1 af wat ek in hierdie gemeente as baie jong persoon ingekom het, haar onmiddellike liefde wat sy gewys het, haar geduld met my, hierdie jong persoon, en hierdie kere wat sy vir my so gebid het. Ek het in die week toe praat ek met iemand, toe sy sê, het jy geweet hoe baie het Tannie Mayra vir jou in ons senior byeenkomste gebid, en vir hierdie gemeente gebid, en toe besef ek net eintlik die waarde wat ons gehad het in haar, en in hierdie gemeente. Sy het regtig, sy was stil, maar sy het 'n ankerpunt in hierdie gemeente gespeel, en haar plek sal vir altyd leeg wees. Ek weet, sy sit daar altyd daar agter saam met Tannie Koekie, en ja, ons gaan haar baie mis, maar sy het vir ons 'n absolute goeie voorbeeld gegee van hoe lyk 'n lewe wat geleef is vir Christus. Sy het die wedloop voltooi, sy het die geloof behou, en sy het daai ewige prys ontvang. So ons is baie dankbaar daarvoor, en
ons gaan definitief haar baie mis. En vir julle as familie, die 5 kinders ook asseblief weet dat ons deesdae altyd oop staan vir julle, maak nie saak wat nie, al is dit maar net om te praat, al is dit maar net om herinneringe te deel, om net daar te wees vir mekaar. Ek dink dit is wat sy graag wil hê, dat ons daar vir mekaar sal wees. So ek gaan nou vir ons die blaadjie lees, so as jy die blaadjie het, kan jy voor deur ons gaan die begrafnisbrief saam lees. Skielik en sonder afskeid is uit ons midde weggeneem 'n geliefde ma, 'n ouma, 'n suster en 'n vriendin, Mayra Violet Nel, in die ouderdom van 80 jaar, 10 maande en 8 dae. Die Here het ons mooiste blom gepluk. Al weet ons dit wat sy wil, sal ons haar onthou vir die wonderlike mens wat sy was. Sy was ons anker, raadgewer, vertroueling. Ons dank die Here vir die jare wat ons saam met haar kon deel en haar liefde wat sy so onafsigtig vir ons gegee het. Ons sal haar altyd onthou en lief hê. In ons harte en gedagtes sal sy bly voortleef. Ons gaan haar oneindig baie mis, maar Jesus sal vrede gee. Haar heengaan word diep betreur deur haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. En dan wil ek graag net die Huldebyk lees op die agterkant van die blaadjie. Die dood kom so skielik en om dit te oorwin is moeilik. Ma is weg en dit voel onwerklik. Ma word gemis deur almal hier vandag. Vandag moet ons trane afvee. Wens ek kon ma 'n laaste drukkie gee. Gebroke harte, dit is net God wat weet hoe seer. Die hemel is nou ma se woning. Ma is nou saam met Jesus ons koning. Familie en vriende, kom ons wees bly vir ma se oorwinning. Ons gaan ma mis, elke herinnering, ma sal altyd in ons harte wees. God sal ons gebroke harte genees. Totsiens, ons sal mekaar weer eendag sien. Chris en gesin. Ons liefste Moekie, Moeks met die sagte, grootste hart. Moekie sal haar laaste vir iemand anders gee. Elkeen word met waardigheid behandel. Seer steek Moekie weg vir die wêreld. Daar buite weet min mense hoe swaar Moekie soms gekry het. Gelowig, sterk, trots, slim, deftig is hoe ons Moeks altyd sal onthou. Jonk vir Moeks se amper 81 lewensjare. Altyd vriendelik en liefdevol. Spankie is hoe ons Moeks kan beskryf. Ons wou hê Moekie moet rustig raak en minder doen, maar Moeks het gesê, ek is nie ek is nie inwilade nie, ek kan dit self doen. Dis hoe ek haar ken ook. Moekie het nog so baie gehad om te gee. Ons weet hoe lief moeder vir ons almal is, en dis al wat nou 'n bietjie vertroosting bring. Ons sê totsiens vir nou, tot ons moeder weer sien. Baie liefde, almal se kinders. Daar is baie wat ons kan sê oor Oumi, baie dinge wat ons altyd sal onthou. So ons sal net sê, bless you cotton socks. Your fault, my mistake. Love you lots like jelly tots. Oh Fido, 3 sugars because 2 might just make me sick. Ons sal altyd vir ouma lief hê. Baie liefde, Shana, Angelique en Jacques. Familie, ons gaan nou na 'n lied luister, Angels Above, wat 'n verskriklike mooi lied is. En met hierdie lied gaan ek die 5 kinders vra om spesiaal 'n kersie te kom aansteek hierso. Terwyl ons die lied luister, hê ook hierdie oomblik van herinnering. Onthou die mooi woorde, die sagte woorde wat gespreek is van haar, en dan gee ons die 5 kinders 'n spesiale tydjie om 'n kersie aan te steek terwyl die lied speel. Baie dankie. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps
breeze are blown to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or whether we'll always be together, it's true. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. And sometimes I feel like my heart's gonna burst at the seams. And sometimes I think it's just love that we want, oh me. And sometimes I feel like I'm leaving too much in my dreams. And sometimes, oh Lord, let me be. Let me be whole. How you feel like I'm feeling, searching for the meaning of it all. I spend all my days trying to make some sense of it all. The ocean and the seas and the wind-blown trees are changing. Your love for me is all I need to keep believing. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no,
Familie en vriende, so kom ons ook na die einde van die verrigtinge hier. Die familie het gevra dat ek julle spesiaal sal uitnooi, net hier by die buitepostsaal, so dis net hier om die draai, net die straatweg hier, vir verversings en heerlike koffie, en net saam, ook die middag net saam met mekaar deur te bring. So kom ons sit net so, en dan sluit ons hierdie diens af. Here, ons God, ons Vader, aan die einde van hierdie spesiale diens kom ons met dankbaarheid en verlange na U toe. Ons sê dankie vir alles wat ons vandag kon onthou. Ons sê dankie vir elke storie wat vertel is. Dankie vir die familie, hoe hulle gedeel het uit hulle harte uit. Elke traan wat getuig van liefde, van oorvloed. En vir elke oomblik van stilte waarin ons U nabyheid kon voel. En bewus is van die almagtigheid en alomteenwoordigheid. Dankie vir die lewe van Tannie Maira. 'n lewe wat U verheerlik het. 'n lewe wat sag spore van genade en goedheid agtergelaat het. Dankie dat sy nou veilig is by U, volkome genees, volkome vry, volkome veilig in U teenwoordigheid. Ja, ons los haar nou in die sorg, nie omdat ons wil nie, maar omdat ons weet dat daar is geen beter plek as die arms van U liefde nie. En nou bid ons vir mekaar, mense wat agterbly, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, vriende in die familie, troos ons, dra ons, vul ons met nuwe hoop, laat ons herinneringe nie net pyn bring nie, maar ook krag gee vir môre. Help ons om met geloof vorentoe te stap, om te leef soos sy geleef het, met oorgawe, met sagtheid en met 'n vaste vertroue in U. Mag U vrede wat alle verstand te bowe gaan, mag dit ons harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. En mag ons, wanneer ons weer in die stilte van ons eie ruimtes kom, van ons eie huise, eie spasie, weet dat U is daar. U sien raak, soos wat Chris ook nou gesê het. U verstaan die seer en U dra saam met ons. Ons loof U vir die liefde, 'n liefde wat geen dood, geen afstand, geen verlies ooit kan breek nie. In die naam van Jesus Christus, ons leidsman en ons trooster en ons hoop, ons verlosser en saligmaker, bid ons nou hierdie. Amen. Baie dankie familie en vriende dat julle hier was vandag en dat ons saam hierdie dag kan herdenk en kan weet dat sy is waar ons almal wil wees, na die perfekte plek en na die perfekte spasie, die heilige teenwoordigheid van die Here. So mag dit julle troos, mag dit vir julle so vrede bring, en ek weet daar is daar wat nou gaan lank wees, daar gaan daar wees wat seer gaan wees, die trane gaan vlak lê, die herinneringe gaan daar wees, maar weet dat die Here is naby aan die wat gebroken is, en hy sal julle nie alleen los nie. Mag die Here julle seën, en mag julle 'n mooi dag verder hê. Run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. Me, they sing that they love me, oh, I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned, like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when the weather
always be together, it's true.